Vriende, baie welkom by ons program Ontmoetings met Jesus en dan spesifiek in hierdie oomblik wat ons afstaan aan ons manne en vroue in die nooddienste in verskillende areas van uniform personeel. En daarom mag die Here ons saam wees ryklik seën. Ek lees vir u uit Hebreërs 12 en ek gaan net een vers of twee verse lees. Hebreërs 12 vers 1 sê, volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van God sy troon gaan sit het. Ek lees ook vir die Engelse vertaling en die Amplified, dit is my baie mooi ook sê, therefore, since we are surrounded by so a great cloud of witnesses, who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight, and the sin which so easily and cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us, looking away from all that will distract us, and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. This is the word of God. Thanks be to God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u nog 'n dag by ons lewe voeg. En wanneer ons net so nooddienste personeel en almal in uniform voor u bring, is die gebed van ons hart dat waar hulle ook in hierdie oomblik mag wees, dat u met elke persoon in uniform sal wees. Wanneer hierdie woord nou verkondig word, uitgesaai word, dat die hand van beskerming, u engele oor elke persoon in uniform sal waak, in Jesus naam. Amen. Vriende, ons tema, dit is tyd om gewig te verloor. Dit is tyd om gewig te verloor. En hierdie skrif spesifiek aan die hand van Hebreërs 12 vers 1 wat sê, laat alle gewig, alle laste, lê alle laste af. Lay down any weight that will cause you not to reach the end line. Ek wil baie graag vertel 'n storie van 'n pastoor wat ek so onlangs gesien het op Facebook, waar hy so sit voor sy gemeente en hy praat met hulle oor hoe moeg hy is. En hy sê, hierdie gewig wat so op hom lê, is so geweldig. En hy deel het met hulle, hy sê, hy is al 17 jaar in die bediening, maar hy sê, die gewig op sy skouers, en of het 'n spiritual weight, 'n geestelike gewig is, 'n gewig van verantwoordelikheid, sê hy, die mense wat sy leiers is in die kerk, wat hy swaar dra, want hy moet pastoraal na hulle ook kyk. Maar dan sê, daar's 'n tweede groep wat gewig op daai mense wees het, hulle steen sterk op daai groep, sy leiers. Dis die groep wat daai mense dan weer lei. Hulle kyk weer op na sy kerkleiers en hulle plaas weer gewig op hulle, wat dan weer gewig op hom plaas. En hy sê die groep wat hom die moegste maak, wat hom regtig met die gewig wat hy voel op hom afdruk, is die derde groep. En dis die groep wat net daar is. Hulle vind fout met alles, hulle dra niks by nie, hulle gee geen tyd of energie en so meer nie. Hulle kritiseer die hele dag. En hy sê, hy het nou by 'n punt gekom, waar hy die gewig net nie meer kan dra nie. Ek gesels onlangs met iemand en ek besef, dat baie mense, man en vroue, wat in bediening staan, maar selfs nooddienste personeel, manne en vroue op die voorste linie, as jy na 'n toneel toe uitgeroep word, dan is daar gewig op jou. Jy moet of iemand gaan red, jy moet of iemand gaan optel, jy moet iemand in die berg gaan haal, jy moet iemand gaan toesluit, jy moet sekere dinge doen. Iemand word vervoer van die gevangenis na die hof toe. Daar's 'n gewig van verantwoordelikheid, en baie keer kom 'n mens moeg by die huis,
Hoeveel mense loop en leef nie elke dag met gewig, die gewig van verantwoordelikheid op hulle skouers. Gewigte selfs dat hulle met hulle saamdra, en dit maak dat hulle stadiger beweeg. It wears you down. Jy's doodmoeg as jy soms by die huis kom. Wanneer ek spesifiek dink aan nooddienste personeel, wat op tonele moet optree, vasvat, dra jy 'n gewig saam met jou. Jy moet sorg dat die pasiënt nie doodgaan nie. Jy is verantwoordelik vir die reddingspoging. Jy is verantwoordelik vir hierdie ongeluk as verkeersbeampte, as polisiebeampte, as brandweerman en vrou, as 'n medic. En almal moet so die verantwoordelikheid dra. Jy dra die gewig dat jou pasiënt nie sterf nie. Jy dra die gewig dat dinge nie erger raak nie. Jy dra die gewig om jou gemeente en geloofsgemeenskap geestelik bymekaar te hou. Ouers wat die gewig van kinders se opvoeding dra. Ons moet sorg dat ons kinders in die beste skole is en suksesvol is. Wanneer die kind selfs onsuksesvol is en gedryf het, dan voel jy die gewig. Nou moet ons 'n plan maak. Hoeveel mense gaan nie gebuk en hulle rus krom onder die finansiële gewig wat hulle moet dra nie. Selfs die moeilikheid en die gebeure van die verlede rus swaar op mense, dat hulle voel hulle bene en hulle knieë kan nie meer die gewig dra nie. Dis tyd om gewig te verloor. En as jy gedink het ek gaan praat oor reg eet, dan maak jy 'n fout. Ek praat oor die gewig wat ons dra, wat ons soms swaar laat kry. Dit veroorsaak selfs dat ek en jy baie keer nie kan doen wat ons moet doen nie. Dit veroorsaak selfs baie keer dat ons nie kan wees wat ons moet wees nie. Dat dit wat ons eintlik moet wees van ons onneem word en ons volle potensiaal bereik. Wat is dit wat steeds verhinder om 'n lewe vir my en vir jou, om 'n lewe van gehoorsaamheid te lei? Sukkel jy en ek dalk met spesifieke sonde, en daai sonde druk ons af. Daai gewig is so geweldig. Ons het nog nie gebreek daarmee nie, en dit hou ons terug wanneer ons hierdie wedloop moet hardloop. Sekere gewoontes, sekere gesindheid, of wat 'n vrese is daar wat soos 'n gewig op jou is, en jou weerhou om jou geloofswedloop te hardloop, soos jy behoort. Indien wel nie, weet jy dalk, wanneer jy so luister na my, weet ek en jy in hierdie oomblik spesifiek wat dit is. En ek sê jou aanraai, dat om daaroor te bid en sê, Here, I lay my burdens down at the foot of the cross. Here, kom lig hierdie gewig van my. Baie keer as 'n man en 'n vrou, of mense tot inkeer kom, en hulle kom kniel by die altaar, en dan word vir hulle gebid, dan sal vir jou sê, dit voel asof daar 'n gewig van my skouers afgekom het. Dat die Here ons sal help om oorwinning te kry. Elke nou en dan verdra en verduur elkeen van ons in ons lewens die moeilike dinge. Maar ons doen ook soms dinge wat nie God behaag nie. En baie dra swaar. Jy weet jy is ongehoorsaam. Jy weet jy doen nie wat jy moet doen nie. En wanneer ons weet dat ons dinge doen wat nie God behaag nie, is ons nie bly daaroor nie. Jy voel skuldig. Jy weet ek moet dit gaan doen. Ek moet meer tyd spandeer met die Bybel. Ek moet die Here volg. Ek moet meer kerk loop. Ek moet meer in die bediening wees. Maar jy doen dit nie. En dit is die goed wat maak dat ons nie kan opstaan en kan beweeg. En nou kom Hebreërs 12:1 en sê vir ons, lê elke gewig neer. Dalk wil sien jy 'n atleet of 'n bokser wat moet inweeg en jy moet 'n spesifieke gewig weeg. Ek wil jou vat van die natuurlike realm na die geestelike verduideliking. En as jy oorgewig is of jy weeg te swaar, dan val jy in 'n ander gewigskategorie. Of wat 'n akteur selfs is, kan jy nie met hierdie groot maag en groot wange kan jy nie die rol vertolk. Jy moet skraal wees. En beskielik moet hulle begin oefen en hulle moet gewig verloor, anders gaan hulle nie die rol kry nie. En as jy nie gewig verloor nie, dan hardloop jy stadiger, jy swem stadiger, jy beweeg stadiger. En jou afrigter sal vir jou sê, Boeta of sussie, jy sal moet gewig verloor, sodat jy suksesvol kan wees. Die verwydering van verkeerde gesindhede en optrede ons lewens sal nie van self net plaasvind nie. It needs to be intentional. Jy moet gaan kyk en amper, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, stock taking doen en sê, Here, wat 'n gewigte. Ek kan nou die storie van Dawid net toe hy teen Goliat moes gaan beklei. Het hulle vir hom 'n panser, hulle het vir hom
ysterklere aangetrek. Hy kon nie beweeg nie. Hy het hom afgetrek. Hy sou die geveg verloor het. En hy moes dit uittrek. En daarom sê ek vir ons moet 'n doelbewuste besluit maak om te verander en te verwyder en ligter te maak. As 'n boot besig is om te sink, begin manne die items wat op die boot is oorboord gooi, sodat die gewig hulle nie aftrek nie. Wat is die ding in my jou lewe wat ons geloofslewe aftrek, omdat dit so swaar op ons druk? Watter gewig vriende, watter gewig gebruike, watter gewig tradisies moet ek en jy laat gaan? En dit stuur 'n sterk boodskap aan ons. As ons God wil behaag, as ons self tevrede wil wees met ons wandel met Jesus, as ons lewens betekenis vol wil hê, wat moet ek en jy neerlê? En ek sê vir jou weer, die atleet van die antieke wêreld het nie per ongeluk ligter geraak nie. Hy of sy moes doelbewus alle oortollige gewig laat val. Hy moes reg eet, hy en sy. Hy moes oefen. Hy moet elke ander onnodige gewig afskud wat hy kon vind om af te skud. En hierdie stropingsproses het sy aandag, sy besluit en sy toewyding geverg. Dit sou nie per ongeluk gebeur nie. Daar moes definitief iets gedoen word om dit te verwyder. Die Bybel sê so baie keer vir ons, as iets jou laat struikel, sny dit af. As dit jou pla, sny dit af. Anders te dra ons dit saam met ons. Wat is daardie atlete probeer? Om hulle wedloop met hope ekstra gewig te hardloop. Jy sal sien. Baie keer dan maak mense die kommentaar op die atletiekbaan sê, nee, daai klonkie is am te oorgewig. Hy gaan nooit vinnig kan hardloop nie. En wanneer hy begin gewig verloor, dan beweeg hy vinniger. Die Heilige Gees moet ons help om by plekke te kom waar ons die goedjies kan verstaan, die dinge by die naam te kan noem, en te vir ons te sê en te wys, as jy dit nie gaan laat afgooi nie, as jy nie die gewig gaan laat val nie, want ongehoorsaamheid nie, kan ook 'n gewig word, wat maak dat ons nie doen wat God wil hê, ons moet doen. Daarom is dit so belangrik, dat ons eerlik met onsself moet wees, en eerlik met God moet wees. Maar ek is eerlik met jou, het jy 'n gewoonte, of 'n verkeerde houding, wat jou bind? Word jy getuister deur vrees wat jou gewig swaarder maak, en daarom veroorsaak dat jy nie jou volle potensiaal in Christus kan verwesenlik nie. Ek wil jou uitdaag om in hierdie oomblik 'n rotsvaste kwaliteit besluit te maak, om daardie onnodige laste wat jou vasgryp, die dinge wat jou bind, die dinge wat jou verwyder van God se plan op sy te skuif en permanent van jou lewens weg, en jou lewensgewig ontslae te raak. En weet jy nie, sodra jy daardie besluit neem, sal jy vind dat jou geloofswedloop baie meer gemaklik gehardloop sal word, terwyl jy gefokus is op oorwinning. En ek wil dit jou prakties verduidelik. Imagine jy hardloop met 'n stoel, of met 'n krywa, of met 2 sakke sement. Dit is nie goed wat ons terughou. Maar wanneer jy 2 sakke sement van vergifnis, van die dinge van die verlede, van die vrese, van die ek is nie goed genoeg, laat los, sal jy baie vinniger kan hardloop. Weet jy nie, wat 'n pyn, wat 'n seer kry, oomblikke, wat gewig veroorsaak, moet ek en jy laat gaan, sodat ons vry kan wees, en die lewenswedloop kan hardloop, vry en in vrede, dan is alles moontlik. Maar weet jy, hierdie goed is slegs moontlik, en die Amplified sê het so mooi, stripping off every unnecessary weight, and the sin which so easily and cleverly entangles us. So luister maar wat die skrif sê. Die skrif sê, behalwe dat ons die gewig te dra, lyk dit my as my voete, my bene, my arms, is ook nog entangle in goeders wat my terughou. Dis tyd om dalk op te hardloop en stil te staan, en daai goeders te laat sak. Dan sê hy vir ons, let us run with endurance and active persistence,
Ek dink ons is onder hierdie indruk dat of ons werke doen, of ons die Here volg, dat dit net van natuurlik gebeur. As jy suksesvol wil wees in jou wandel met Jesus, dan moet jy werke aan. Jy moet groei, jy moet 'n daadwerklike poging, endurance en persistence, the race that is set before us. Kom ek sê vir jou nog 'n ding wat dalk gewig kan wees net, dat wanneer ek hardloop, dat mense se opmerkings van die kant af, nee, hy gaan dit nie maak nie, hy is nie goed genoeg nie, die leuns, begin jou laat stadig, het breek jou spoed, en het raak 'n gewig wat jy begin dra. Looking away from all that will distract us, and focusing on our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Ek wil in hierdie oomblik geleentheid gee nie, om net jou hart so stil voor die Here te bring, en te sê, Here, watter dinge is daar in my lewe, wat maak, dat ek kan beweeg nie. Behalwe dat het my net vashou nie, baie van ons beweeg, maar daar is so 'n klomp gewig op ons. Dalk is jy 'n pastoor, dalk is jy 'n predikant, dalk is jy 'n beraader, dalk is jy iemand wat heeltyd daar is vir ander. Maar die stories, die laste, alhoewel die Bybel sê, dra mekaar se laste. Dit het dalk so swaar geraak, want jy het ook 'n kompulsiewe omgeer geword, dat jy vat almal so goed aan. En dit nou so heavy op jou druk, dat jy nie eers in jou verhouding met Jesus kan groei nie. Mag die Here vir jou by 'n plek bring waar jy kan opstaan. Want hierdie goed het jou dalk tot op jou knieë gebring. Hierdie goed het jou rug gebreek. Dat jy sal sê, Here, dat hierdie gewigte net val, sodat ek 'n vrye mens kan wees. En dis nie dat ek verkeerd is, dat ek nie vir ander wil omgee nie. Maar baie mense druk soms so swaar op ons, sodat mense uitkom by hierdie storie van die pastoor, wat sê, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, om net die geestelike intensiteit wat daar hang en verantwoordelikheid op my as herder van 'n gemeente te dra nie. Want jy besef ook in daai oomblik, as jy as pastoor of predikant of as godsdienaar, as jy sou val, as jy daar in die nooddienste nie sal doen wat jy moet doen nie, ander kyk op na jou. Jy en ek inspireer hulle dalk. En dis hy gewig wat ons baie keer dra. Die gewig om nie te val nie, die gewig om nie te leer te stel nie, die gewig om nie 'n fout te maak nie. Maar dat die Here net so langs aan ons sal kom, dat wanneer die gewig te swaar raak, wanneer ek luister na mense se seer en pyn, wanneer ek so blootgestel word aan so baie trauma en dit vir my te veel raak, dat die Here by my sal kom staan, en net soos van my skouers af sal kom haal, in Jesus naam. Maar my liewe vriende, as daar self sonde is, wat maak dat jy swaar dra, die foute van die verlede, dra baie mense nou nog aan, dat die Here selfs dit van jou skouers sal kom afval, en vir jou ware bevryding gee. Johannes 8:36, as die Seun van God jou vrygemaak het, vry van al die gewigte, sal jy waarlik vry wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat, soos jy vir ons in Hebreërs uitdag, dat ons elke las, that you will push away every weight that's hanging on your shoulders, that's pulling you down. Dat jy ons sal help, Here, om regtig introspeksie te doen en sê, Here, wat is die dinge waarin ek so swaar dra? Dit druk swaar op my hart, dit druk swaar op my skouers, dit druk swaar in my gedagtes, dit is selfs 'n drukking op my maag. Here, of dit vergifnis is, of dit vergewensgesindheid is, of dit die pyn en die seer en die verlies van die verlede is, of ek nog sukkel om my kollega of my man sy heengaan te verwerk, en dit druk nog swaar daai verlies, dat U net sal kom, en that You will lift all the burdens of our shoulders, dat ons daai goedjies by die voet van die kruis sal kom neerlê, sodat wanneer ons daar opstaan, ons regop sal kan staan, Here, met ons oë gefestig op U, die leidsman en volëinder van ons geloof. Here, ons bid ten slotte vir elke man en vrou in uniform. Ons bid vir ons jong man en vrou in uniform. Ons bid vir hulle wat naby aftree. Ons bid dat hulle sal bewaar, sal beskerm, waar hulle ook al mag gaan. En Here, dat wanneer hulle in uniforms loop, dat die teenwoordigheid van die Here en die vrede van die Here
altyd saam met hulle sal wees. Bewaar die voertuie waarmee teen hoë snelhede gery word. Hulle wat in bestuursposisies is, help hulle om die wat aan hulle rapporteer, met liefde en deernis te bestuur. In Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie dat jy ingeskakel het. Jesus liefde, Jesus vrede. Totsiens.